Goeiemôre aan al ons pragtige mensies, prys die Here, het julle lekker geslaapies? Ja man, die Here is so goed vir ons, 'n nuwe asem, 'n nuwe dag, 'n nuwe week wat voorlê vir my en vir jou, en weet wat, 'n wonderlike sonskyn dag, in die naam van Koning Jesus. Kom ek en jy maak oogies. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg. 'n Voorreg om weer om die tafel te kan sit saam met my medeboeties en sissies. Here, U praat so hard met U woord, Here. En vanoggend sinne is een van daai wat met die baseballbat slaan, Here, laat ons ruk, Here Jesus. Maar Vader, ons het dit nodig in die naam van Koning Jesus. Daarom vra ek die Here, laat ons mekaar se arms omhoog sal hou, mekaar styf sal vashou. En sodat ons kan weet, in die wil van Koning Jesus wil ons wees. Seën hierdie woord direk uit die troonkamer uit. Ek bid dit in Koning Jesus. Nou my broer en my susse, ek glo dit gaan goed met julle. Ek glo julle is net so opgewonde soos ek, om in die oggend te kan kom en te kan sê, ek wil 'n dagstukkie doen, ek wil 'n woord kry, ek wil iets ontvang. En ek wil vandag vir jou sê, en ek weet ek sê dit baie, so ek vra jou nederig om verskoning as jy dink ek herhaal myself, ek herhaal nie myself nie. Ek sê vir jou wat die Here my sê. En onthou net, om te sê die Here sê so, maak groot probleme as jy jok. So ek wil vandag vir jou 'n woord gee, wat Koning Jesus vir ons gee. Psalm 34, gaan maak bietjie jou Bybel oop in Psalm 34. Ek lees uit die nuwe vertaling uit. Psalm 34 vers 18. Hy sê, wanneer mense roep om hulp, hoor die Here. Uit al hulle moeilikhede, red hy hulle. Mense, ek het al 'n woord bedien oor hierdie feesseisoen, Kersseisoen wat voorlê. Baie mense hou nie van hierdie tyd nie. Dit is neerslagtig, dit is depressief en dit is swartgallig en daar's soveel gedagtes in hulle. En die groot probleem vandag is ons wil kwaad met kwaad vergeld en ons vergeet daarvan dat Koning Jesus gekom het met verlossing, hy het gekom met genade, hy het gekom met vergifnis. Ek wil vandag vir jou sê, my broer en my sissa, leer om Jesus se liefde uit te kan leef. Leer om hom binnekant jou te kry, dan kan jy luister na die woord sê. Hy sê, wanneer mense roep om hulp, hoor die Here. Die Here sal vir jou hoor, wanneer jy omroep. Dit hang van jou af, wat jy met dit gaan doen. Nie van my af nie, nie van iemand anders af nie, van jou af. Hy sê vers 19, die Here is naby die wat hartseer is. Hy help hulle wat geestelik stikkend is. Die Here maak aan jou 'n belofte. Dawid skryf so mooi hierop, maar hy maak aan jou 'n belofte. Dat jy wat stikkend is, help hy. Hy hoor jou. Hy sê as jy geestelik gebroken is hy daar vir jou. Dit is iets wat ek en jy moet aanleer. Ons wil dit nie leer nie, want ons wil ons eie wil. Mense, julle kan kwaad raak, ek gee nie om nie. Maar die woord van God is die waarheid. Die woord van God moet ek en jy gaan uitleef. En ek hoop jy kyk na hierdie boodskap. Ek hoop jy luister na hierdie boodskap. Want Koning Jesus is besig om sterk te praat, ernstig te praat met my en jou. En ek en jy gaan getuigtig word. Hoor wat ek jou sê. Die Here gaan ons verantwoording hou vir ons dade. Dan sê hy verder, hy sê, vers 20, die regverdige kan baie rampe ervaar, maar uit elkeen van hulle red die Here hom. Die Here maak jou 'n belofte. Wees stil en weet ek is jou God, sê die woord. Sagaria 4 vers 6, nie deur krag en geweld nie, maar deur my gees. Jy wat regverdig is, jy wat sê jy's 'n regverdige, as jy werklik een is in die naam van Koning Jesus, hoor wat die woord vir jou sê, Psalm 34 vers 20, hy sê, die regverdige kan baie rampe ervaar. Hoeveel rampe ervaar jy? Onthou net, die vyand gaan jou niks doen, as jy nie vir hom 'n bedreiging is. Hy sê verder, maar uit elkeen van hulle, red die Here jou. Die Here red jou. Jy is nie verlore nie. Maar wat moet jy doen? Kom ons gaan weer terug na vers 20 toe. 18 toe hy sê, wanneer mense roep om hulp, hoor die Here jou. Daar's jou antwoord. Jy kan nie sonder dit gaan nie. Hy sê verder in vers 21, want die Here beskerm selfs elkeen.
want die Here beskerm selfs elke been, nie een van hulle sal gebreek word nie. Die vyand kan jou niks doen as jy regverdige is nie. As jy jou hoop op koning Jesus plaas, kan die vyand jou niks doen nie. Hoor wat ek jou vandag vertel. En ek wil hê jy moet hierdie woord inneem. Ek wil hê jy moet hom eet, drink, slaap, alles. Dit is wat koning Jesus vir my en vir jou sê. Hy het vir Dawid 'n opdrag gegee om hierdie te skryf vir my en vir jou. Maar aanvaar ek en jy die woord van God. Hy sê, onheil sal sekerlik goddeloses inhaal. Hulle wat die regverdige haat, sal veroordeel word. Hoor wat sê die Here vir jou. Die ander vers sê weer, hy sal geopenbaar word. Die vyand openbaar homself. Daarom kan die Here jou red uit dit uit. Want onthou, Jesus het reeds die vyand oorwin. Aan die kruis, Jesus het reeds die dood oorwin, toe hy opgestaan het. Ek en jy het dit nie nodig om te doen nie. Ek en jy het nodig om hy klein mosterdsaadjie van geloof in koning Jesus te hê. Het jy dit? Ja of nee? Jou keuse. Vanoggend praat die Here ernstig met my en jou. Die tyd is min. Die tyd loop uit. Dis tyd dat ek en jy moet besin wat koning Jesus vir my en jou wil hê. En hierdie boodskap wat koning Jesus vir my en jou stuur. Hy sê, onheil sal sekerlik die goddeloses inhaal. Die Here spreek dit. Hy sê vir jou wat met die goddelose gaan gebeur. Hy sê, hulle wat die regverdiges haat, sal veroordeel word. Jy het nie nodig om dit te doen nie. Jy het nie nodig om kwaad met kwaad te vergeld nie. Spreek lewe. Toon liefde, unconditional van koning Jesus. Ag Teddy man, dit is maklik. Ek weet dit is maklik, is nie maklik nie. Want jy wil jou uppercut inkry. Jy wil die laaste sê. Dit is hoekom dit met jou gaan soos wat dit gaan. Want jy kan nie vergewe nie. Jy kan nie vryspreek nie. Want jy wil jou eie wil op ander mense afdwing. Moet dit nie doen nie. Jesus sal dit vir jou doen. Geef vandag jou hele pakkie net so vir koning Jesus. Geef vandag net so alles vir Jesus. En sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek hands up in die naam van Jesus. Here, ek wil my vyande vryspreek. Ek wil hulle vergewe, maar ek weet nie hoe nie. Laat Jesus jou lei. Laat Jesus jou lei. Weet jy hoe? Kom ek en jy bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ek wil hê jy moet saam bid. Laat u naam geheilig word. En ek wil hê jy moet bedoel wat jy sê. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde. Net soos wat ons skuldenaars vergewe. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Jy sien my boet aan my sissa, Here, ons het u so nodig. Help ons om hierdie woord van u uit te kan leef. Hierdie is 'n swaar woord, is 'n harde woord, is 'n Bybelwoord. Ons hik soos wat u ons slaan. Maar ons wil nie hoor nie. Daarom gaan dit in ons lewens, Here, soos wat dit gaan. Want ons is op ons eie mission, ons eie pad wat ons wil stap, om te verwoes wat verwoes moet word. Ons is hier om mense te na te kom. Daarom vra ek die Here, vergewe ons ons skulde. Net soos wat ons skuldenaars vergewe. Help u ons om dit te kan doen, Here. Dankie, Here, dat ek u kan terugroep in my lewe. Dankie dat ek 'n pad met u kan stap. Dankie, Here, dat ek kan sê, Here, ek is 'n volgeling van u. Maar dankie vir die woord wat sê, Here, in vers 18, wat gesê het, Here Jesus, wanneer mense roep om hulle hulp, hoor u, Here. Dankie daarvoor. Dankie dat u ons nou ons hande vat. Dankie dat u ons nou optel. Dankie dat u vir ons gesê het, Lazarus, kom uit. Vergewe ons, Here. Lei ons deur hierdie wonderbaarlike dag. Geef vir ons 'n wonderlike dag en nag, Here. En seën ons. Seën elke boetie en sissa. Ek weet, Here, as iemand wat hierdie boodskap moet kry. En Here, dis op niemand gemik nie.
Want dit is 'n woord wat U vanoggend vir ons gegee het vir daardie stukkie. Daarom vra ek die Here, lei U ons. Ek maak ons toe onder U bloed, ek seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees. Dis ons gebed in Koning Jesus. Amen. Boeta Sissa, is jy gereed? Roep jy om hulp? Jesus hoor jou. Ek lief julle.